Om hul doelwitte te bereik, moet besighede dikwels inligting met interne of eksterne belanghebbendes deel. Wanneer die besigheid inligting met 'n groep mense op dieselfde tyd wil deel, kan hulle dit doen deur aanbiedings te gebruik. Die volgende faktore moet oorweeg word wanneer 'n aanbieding voorberei word. Vang die doel van die aanbieding vas in die openingsverklaring. Wees ten volle vertroud met die inhoud en oefen om 'n selfversekerde aanbieding te verseker. Die volgende faktore moet deur die aanbieder tydens die aanbieding in ag geneem word. Vestig geloofwaardigheid deur jouself as die aanbieder voor te stel. Wys die belangrikste inligting eerste en som die hoofpunte van die aanbieding op om dit af te sluit. Aanbieders moet op 'n neutrale en professionele wyse op vrae na 'n aanbieding reageer deur om beleefd en hoflik te wees. Bemoedig die gehoor aan om vrae te vra. Spreek altyd die vraag aan en nie die persoon nie. Aanbieders moet oor hul aanbieding se doeltreffendheid reflekteer deur die areas van verbetering vir die volgende aanbieding te identifiseer. In hierdie proses moet die aanbieder enige doelwitte wat nie bereik is nie hersien, terugvoer van die gehoor ontleed en oor die aanbieding se lengte besin om inhoud by te voeg of te verwyder waar nodig. Wanneer 'n multimedia aanbieding ontwerp word, moet verskeie aspekte oorweeg word. Strukturering van die inligting in 'n logiese volgorde. Beperk die inligting op elke skyfie om die gehoor se aandag te hou. Sluit in toepaslike grafika wat by die teks op die skyfies pas. En gebruik teks en lettertipes wat maklik is om te lees. Visuele hulpmiddels verbeter die gehalte van 'n aanbieding. Kom ons kyk na die impak van sommige soorte visuele hulpmiddels. Die voordele van 'n PowerPoint of dataprojektor is dat die verskeidenheid kleure die gehoor se aandag trek. En dit is maklik om met audio te kombineer. Die gehoor kan egter afgelei word of belangstelling verloor as die aanbieder bloot die inligting op die skyfie lees. Oorhoofse projektors met transparante kan gebruik word as 'n dataprojektor nie beskikbaar is nie. Een voordeel is dat die aanbieders 'n opsomming van hul aanbieding kan byvoeg. 'n Nadeel is dat dit nie in kombinasie met audio en videomateriaal gebruik kan word nie. 'n Voordeel van uitdeelstukke, strooibiljette en brochures is dat dit voorsiening maak vir belangrike of bykomende inligting om aan die gehoor as verwysingsmateriaal. Dit kan egter as 'n afleiding dien as dit aan die begin van die aanbieding versprei word. 'n Voordeel van blaaiborde is dat aanbieders se opsomming van gehoorreaksies kan opneem. 'n Nadeel is dat die handskrif van sommige aanbieders dalk nie leesbaar is nie, wat die professionele beeld en doeltreffendheid van die aanbieding kan beïnvloed. Interaktiewe witborde of slimborde laat die aanbieder toe om idees direk op die slimbord aan te teken en addisionele inligting daarna te stoor. 'n Nadeel is dat aanbieders opgelei moet word om slimborde doeltreffend te gebruik. 'n Voordeel van plakkate, tekens, baniere, advertensietoerusting en vlae is dat dit nuttig is om die logo en visie van die besigheid te bevorder. 'n Nadeel is dat hulle dikwels nie geskik is vir klein vertrekke nie, aangesien dit 'n oorvolle atmosfeer kan skep.